Right, so silo's. Silo's is een van die goeders wat jy basies van die grond af die mark bietjie terug in jou hand vat. Dit is bitter belangrik en nie net silo's nie, wat se silo's jy opsit bepaal ook baie. Ons is bietjie hier so met AGI en hulle vat die silo mark en hulle sit hom bietjie op 'n ander vlak. En ons gaan bietjie hoor van die ingenieurswese se perspektief tot die boer se perspektief tot die projekbestuur, wat maak AGI anders en hoekom moet jy met hulle werk? Kom ons gaan luister bietjie in. So, enige storie begin met 'n agent. Iemand wat na jou toe plaas toe kom, iemand wat jou probleem verstaan en iemand wat vir jou 'n bekostigbare oplossing bied en 'n kwaliteit oplossing bied. So Delta Agri is nou juis 'n agent van AGI en ek wil 'n bietjie by oom hoor, wat is die samewerking en hoe werk die proses vir my as boer om in kontak te kom met oom en dan hierdie pragtige silo's wat hier staan op my plaas in die rang te kry? Man, dit is baie eenvoudig. Jy gee my 'n oproep en ek kom besoek jou op die plaas. Dis die beginpunt. En dan van daarop gaan ons en ons besluit wat die groot stoorspasie wat jy wil hê, wat ons vir jou kan opsit en wat die bekostigbaarheid daarvan is. En dit kan natuurlik in fases gebeur. So as jy wil begin met ons het al begin met 'n 1000 ton silo met baie eenvoudige in- en uitlaai toerusting. En ons kan dit dan uitbrei na baie groter toe. So waar ons nou staan het ons 2 5000 ton silo's. En dit word alles, ek gaan dan terug na die kantoor toe uiteindelik en ek gaan doen 'n ontwerp van die silo's en ek werk baie nou saam met AGI daar. Hulle het 'n kantoor in Suid-Afrika en hulle het 'n kantoor in Italië. Dit gaan uiteindelik na hulle kantoor in Italië toe. Daar's 40 ingenieurs wat daar sit en dit verder ontwerp. En uiteindelik wanneer dit by die bestelpunt kom, dan teken jy dit alles af. Jy kry 'n paar tye wat jy afteken, 3 tye wat jy afteken gedurende die proses. En dan word dit vervaardig en dan sal ek dit kom oprig. So een van die goed wat vir my uitgestaan het is julle ontwerp hom so dat daar spasie is vir uitbreiding. Altyd, ja. Ja, so dit is baie belangrik. Ons het nie een boer wat nie uitbrei nie. So elke liewe projek wat ons nog tot dusver gedoen het, word uitgebrei. Of dit nou ons het begin byvoorbeeld met 'n 1000 ton silo op een plaas, daar's nou 2 1000 ton silo's daar. Elke jaar as die boer kans sien daarvoor, dan sit hy nog 'n silo op. En so gaan die ouens aan. En dan 'n laaste ding is natuurlik diens. Ek wil weet, sê nou maar ek is in die nood, ek het die uitbreiding nodig. Hoe lyk die diens vir my as boer? Hoe lank vat dit vir julle om uit te kom? Hoe lyk my ons noem dit maar lead tyd voordat die dinge begin gebeur? Ons is gestasioneer in Pretoria. Ons is gewoonlik binne 24 ure op die plaas, indien nie vinniger nie. As dit 'n noodgeval is, dan sal ons onmiddellik binne 2 ure op die plaas of 3 ure afhangende van hoe ver dit is van Pretoria af. En ja, as ons in die omgewing is in elk geval, ons werk baie in Mpumalanga op die oomblik, in Noordwes ook gewerk en in Limpopo ook. Dan is ons weer daar binne 'n uur. So die lead time is vinnig. So, alles begin by die siviel en die ingenieurswese en die detail en die beplanning en die PNID's en die PFD's. En hier staan ons nou en praat met Sake. Hy is die ingenieur op die projek wat hier agter ons is. Pragtige projek wat hier in die gang is. En ons gaan bietjie by hom hoor wat gaan alles in so 'n projek in. So Sake, kom ons gaan nou van die begin af. So, ek's 'n boer, ek kom na jou toe, ek soek silo's op 'n sekere manier op 'n sekere plek. Hardloop my deur die proses. Goed, gewoonlik sal ons die inquiry van die kliënt afkry en vir ons sê, goed, hy dink hierdie spesifieke plekke op sy plaas is miskien die regte plek. Dit gaan 'n bietjie oor sekuriteit, dit gaan 'n bietjie oor waar sy kragsupply lê, sy vervoer, sy afleweringe en daai. En as ons die regte omgewing geïdentifiseer het, dan sal ons 'n gat grawe en 'n geotegniese ondersoek doen. Ons kyk basies hoe lyk die grond waarop ons gaan bou, maak seker dit is goed genoeg. As dit nie is nie, dan doen ons sekere modifikasies en ons doen dit alles volgens die boek, sodat die kliënt 'n goeie site kan bou. En kom ons praat weer 'n bietjie oor juist die detail wat in hierdie projekte ingaan. Wat is die belangrikheid van die detail? Seker maak jou grond is reg. Seker maak jy bou die silo's op die grond dat jy weet wat dit is. Daai klein goedjies wat eintlik sommige mense sal dink, maar dis alright, ek kan maar net mos konkreet gooi. Dit is nie net so nie. Ja, kyk, detail begin gewoonlik by jou supplier. Jy sal sien AGI supply hierdie silo's. Daar's 'n elevator toring daar agter, daar's 'n kontrolekamer, 'n intake pit. Al hierdie goed moet saam met mekaar praat en saam werk. AGI gee gewoonlik vir ons 'n baie gedetailleerde uitleg, drawing. Dit sê gewoonlik vir ons hoeveel val het jy nodig vir jou milies om by jou bucket elevator uit te kom, en daarvolgens bepaal ons die gatdiepte van ons elevator pit
Die groottes van ons silo's bepaal natuurlik die grootte van die fondasie. Dit gebruik ons alles om uit te werk wat ons bearing capacity op die grond is wat ons nodig het. En daarvolgens ontwerp ons natuurlik ons fondasies. AGI gee vir ons 'n baie volledige stel tekeninge. Hulle gee vir ons 'n vloeidiagram. Dis meestal vir die kliënt. Dit is meganies en elektries van aard. Wat vir my ook van toepassing is ek kry gewoonlik die volumetrics van die silo fondasie waarmee ek dan nou gaan in die fondasie ontwerp. Ek kry die hoogte van die toring en ek werk 'n windlas uit op die toring. Ons doen 'n fondasie en dit word alles gebaseer op AGI se tekeninge wat hulle aan ons lewer. So alles oral waar iets kan skeefloop is 'n mens seker en net gerus in jou hart dat dit is bereken en hy sal staan en hy sal werk soos wat hy moet. Ja, so, jy weet die groot ding gaan oor detail. AGI lewer goeie detail. Hulle is meticulous op detail. Ek is ook meticulous op detail, so ons werk baie goed saam. As jy iets nie weet nie, dan is jy maklik geneig om 'n fout te maak waar jy iets nie weet nie. So ons hou daarvan om seker te maak ons levels is reg, ons hoogtes is reg, ons staalgebou is reg. Dit is volgens wat die kliënt wil hê. Gepaard met al daai ordentlike details wat ons het, kry ons baie input van die kliënt sodat ons sy site, sy uitleg en sy oriëntasie, sy deliveries en al daai goed bou soos wat hy dit wil hê en soos wat dit vir hom gaan werk. So, projekbestuur, om seker te maak dat alles loop reg, die kwaliteit van die produkte wat ingaan, werk reg, die conditioning, dit is op die einde van die dag net so belangrik as beplanning en die uitleg. Om seker te maak dat die produk wat staan en hy werk reg. Ietsie waarom ek dit hier meer wil fokus is, julle wegste weeg van die hele ordersysteem, wat het gepraat oor, dis bucket elevators, dis op 'n ander vlak die produk wat ek is gaan met. So duidelik vir my bietjie van AGI, die kwaliteit van die produkte en wat dit anders maak as die ander produkte op die mark. Baie dankie. AGI, kom ons begin by AGI is 'n publiek geluiste maatskappy. Ons spesialiseer meer in megaprojekte, portfasiliteite, groot graanopbergingsfasiliteite. Ons het 'n paar jaar terug het ons betrokke geraak in die boeremark in Suid-Afrika of in suiderlike Afrika. En ek voel die vlak van diens, die vlak of die kwaliteit van die produk wat ons mark toe bring, staan kop bo water, bo ons konkurrente uit. As ons praat oor die tipe van toerusting wat ons gebruik, op meeste van ons uitlegte sal julle sien, ons maak gebruik van kommersiële sleepketTINGs, kommersiële bakkieshuisers, meeste van ons pype is gelyn. Dit is tipies swaar dienstoerusting waarvan daar gebruik maak om die graan te kan hanteer. Tipiese toerusting soos wat julle hierbo sien, is gemaak om 2200 duty cycle ure per 12 maande periode te kan werk. Definitief sal daar slytasie wees op party komponente, maar oor die algemeen is dit swaar dienstoerusting wat AGI van gebruik maak. En iets wat ek gesê het, dat die nog steeds met kop hardloop wat nog mooi is, dis 'n kommersiële produk wat vir die boere gemaak is. Dit is een praat oor hierso amper 20-30.000 ton weer hierdie ding en hy lyk op vir my splinter. Dit is korrek. Ons het Mei maand het ons begin graan inneem hierso en hierdie silo's is nou al amper 3 keer gecycle, so hy's bitter naby aan 30.000 ton deur hierdie fasiliteit in hierdie jaar. Die bestelling is laas jaar Junie geplaas en soos julle kan sien aan die agterkant is daar reeds nog 2 basisse wat ons volgende jaar gaan gebruik. So die kliënt beplan om te eindig op 30.000 ton vir privaat opberging. So ons weet projekbestuurders, dis werk met verskillende mense. Ons nou juist gepraat met die agent, ons gepraat met die ingenieur selfs. Wat is die belangrikheid van 'n projekbestuurder op so 'n projek en wat baat die boer jou uit? So ek is onafhanklik aangestel as 'n projekbestuurder op hierdie spesifieke fasiliteit. Die 3 komponente wat baie belangrik is tydsbeheer of die tydlyn bestuur, die kwaliteitsbeheer en dan die finansiële bestuur. Ek dink waaraan ons geslaag het hierso is om op alle fasette dit goed te bestuur en dit gee vir die kliënt gemoedsrus dat ons binne tyd, binne die finansiële struktuur en dan die kwaliteit daarvan ook is alles reg bestuur en reg gelewer. So daar het julle dit. Op die einde van die dag kwaliteit, deeglikheid en om seker te maak jy kan uitbrei. Dit is wat AGI vir jou bied. Ons het nou gepraat met die agent, ons het gepraat met die ingenieur, ons het gepraat met die projekbestuurder. Almal werk saam om vir die boer 'n oplossing te lewer wat werk. So, as jy meer wil uitvind vir hulle, kontak jou naaste agent
Laat hulle 'n bietjie kom draai en laat hulle kyk hoe hulle jou op die volgende vlakke sit. Dis vir ons spys oor en uit.